Welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ek wil vandag met jou praat van teespoed na voorspoed. Nou daar is letterlik honderde gebede opgeteken in die Bybel. Party van hulle is lank, party van hulle is kort. En ons verstaan uit Jesus se lewe en bediening dat gebed baie belangrik is vir God. Jy het al baie preke gehoor oor gebed, en dis dalk miskien 'n goeie tyd om weer 'n studie te maak oor gebed en gebede in die Bybel. Nou vandag gaan ons na 'n baie kort, maar wel baie bekende gebed kyk, en dis die gebed van Jabes. 1 Kronieke 4 vers 9 en 10 sê, Jabes was meer geseënd as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem, omdat sy geboorte so pynlik was. Hy was die een wat tot God van Israel gebid en gesê het, laat u seën op my rus en vergroot my grond. Wees asseblief met my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikheid en pyn. En God het sy versoek gehoor en dit gedoen. Nou, die eerste ding wat ons nou kyk is die wie, die persoon. Nou ons sien in sy naam, en veral in die Ou Testament was name baie belangrik. Dit het betekenis gedra en dit was iets baie ernstig. Soos jy die woord uitgeroep het, Moses, Jakob, Israel, dan het mense klaar geweet wat jy sê. Nou Jabes in Hebreëus sê pyn, smart, smartemaker, een wat pyn veroorsaak. Nou kan jy jouself indink om met so 'n naam rond te loop, en dan noem mense jou dit die heeltyd. Kinders op 'n speelgrond is baie keer wreed en het byname vir mekaar. Maar elke keer as een van sy maatjies geroep het, Jabes, het hulle eintlik gesê, jy wat pyn veroorsaak. En elke keer as sy ma hom geroep het, of enige iemand hom geroep het, was hy herinner van die pyn wat verduur was. Nou, as ons in sy omstandighede kyk, sien ons dat navorsers reken, hy is ten tye van sy gebed besig om die Kanaaniete uit die beloofde land uit te verdryf. So hy was eintlik besig om te doen wat die Here hom geroep het voor, maar in dit het hy pyn beleef, omdat sy naam iets heeltyd negatiefs weerspieël het. En daarom roep hy uit tot God om hulp. Die Bybel sê hy was 'n eerbare man, 'n man met goddelike karakter. Hy het rede gehad om verbitter te wees, kwaad te wees en vinger te wys na sy ouers toe, maar hy kies om God te vertrou. Hy kies om uit sy verlede uit te beweeg en vanuit 'n slegte naam in 'n goeie plek in te kom. Jou verlede hoef nie jou hede en jou toekoms te dikteer nie. Die tweede ding waarna ons kyk is die wat. Ons kyk eintlik nou na die gebed. Wat Jabes se gebed nie was nie, dit was nie hierdie selfsugtige gebed waar hy selfverrykend probeer wees het nie. Hy het nie probeer om God se arm te draai nie. Onthou, God skuld jou en my niks. En ons moenie probeer hom manipuleer nie, want ons gaan dit in elk geval nie reg kry nie. So voordat jy die gebed bid, toets eers die motiewe van jou hart. Wat sy gebed wel was, dit was 'n opregte uitroep en 'n gesprek met God sy Vader. En dis waar ons gebed baie krag dra, wanneer ons ons volle vertroue in 'n almagtige God plaas, by wie alles moontlik is. Wanneer ons sê, Here, ek is swak, maar in u hand is ek sterk. So hy bid vir seën. Die ou vertaling sê, as u my ryklik seën. So daar's niks verkeerd daarmee om te bid vir God se seën om jou lewe nie. Hy wil dit in elk geval in jou lewe doen. Vir Moses sê God, ek sal jou seën sodat jy 'n seën vir ander kan en nou moet wees. En daarom bid ons die seën van die Here oor ons lewens, sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Sy gebed was ook 'n gebed vir groei en my grondgebied vermeerder. Hy wil nie langer ingeperk word deur sy verlede nie. Hy wil in sy volle potensiaal ingroei. Daarom as ons sê, Here, vergroot my grondgebied, sê ons eintlik, laat my buite my eie potensiaal leef, in die potensiaal waantoe u my roep. Dan bid hy vir God se teenwoordigheid. Hy sê, wees asseblief met my in alles wat ek doen.
Jabes en ek en jy moet verstaan dat ons afhanklikheid van God afkom en sy behoefte of ons behoefte na God se krag in ons lewe najaag. Jabes besef, dis net God wat lewens kan transformeer. En dan bid hy vir beskerming, bewaar my van moeilikheid en pyn. Hy is moeg vir die pyn en smart wat saam met sy lewe of saam met sy naam gedra word. En daarom sê hy, dit moet stop. In desperaatheid sê hy, Here, stop hierdie pyn. Hy wil nie hê ander moet meer seer kry nie. En hy is moeg dat ander moet seer kry. En dan die derde ding is, ons vra die hoekom, die hele doel van hierdie gebed. Die eerste doel van hierdie gebed is, wat is God se wil? Terwyl hy aan die een kant besig is om God se opdragte uit te voer, is daar aan die ander kant 'n klomp goed in sy naam en omstandighede wat teen hom was. Maar belangrik, dit was nie God se wil nie. Dit was nie God se wil dat hy 'n slaaf moes wees of in sy verlede moet bly nie. En dit is vir jou ook vandag. Die Here wil jou bevry van die goed wat jy gedoen het al. En hy wil jou ook bevry van die dinge wat mense teen jou gedoen het en selfs die dinge wat mense oor jou lewe gespreek het. Dan die volgende doel is, wat is God se skepingsdoel? Jy het werk om te doen. God droom groot drome oor jou lewe. Hy het 'n plan met jou lewe. Hou op om weg te kruip agter jou verlede of 'n slegte naam vanuit die verlede. Vergeet wat mense gedink en gesê het wat negatief was oor jou lewe. Dis tyd om intentioneel te wandel in die pad wat die Here jou voorgeroep het. Jy het vir te lank geswoeg en gesweet en gespartel om dinge self te probeer regkry. Dis nou tyd dat die Here dit in en deur jou doen. Psalm 127 vers 1 en 2 sê, as die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Terselfdertyd werk hulle so hard van vroegoggend tot laatnag, soos hulle swoeg om te bestaan, maar vir hulle wat hy liefhet, gee hy dit in hulle slaap. Die geheim lê nie in die repetisie van hierdie gebed nie, maar om in opregtheid soos Jabes na die Vader toe te kom. Dit lê in die geloof in my hart om na die Here uit te roep en te sê, ek kan nie meer op my eie nie, ek het U nodig. En dan kom die laaste doel van hierdie gebed is, God antwoord. God antwoord sy gebed. Dit eindig het sê, God het sy versoek gehoor en dit gedoen. God antwoord sy unieke gebed, omdat sy motiewe reg was en hy sy volle vertroue in God geplaas het. Dit was nie 'n gebed van ek nie, meer van oorhandigend aan U. Om van die smartemaker te verander in 'n geëerde mens. En daarom bid ons dieselfde wonderwerkende, lewenstransformeerde gebed in ons lewe. Ek wil graag vandag se boodskap afsluit deur weer daardie gebed te bid. En daarom vra ek dat jy hom saam met my bid. Laat U seën op my rus en vergroot my grond. Wees asseblief met my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikheid en pyn. Amen.